Baie welkom, is lekker om julle almal hier te hê. So 'n bietjie koeler, ek sien hier sal van die tannies wat 'n baadjie of 'n truitjie of 'n dingetjie om die skouer het. Want dit is so 'n bietjie koeler. Maar die manne sien ek is nog fris, hulle loop kort moue rond. Ek het daarvoor om Christo ook gevra, ek sê, ek sien tannie aan, sy loop met 'n trui, sy sê vir my, ja, hy sê, nee, ek is nog sterk, ek is nog jong, die bloed vloei nog deur my are. Kom ons word stil vanmôre met 'n gedeelte uit Psalm 121. Ons hulp is in die naam van die Here, die skepper van die hemel en die aarde, die God wat trou bly tot in ewigheid en nie die werke van sy hande laat vaar nie. Gemeente van Carleton wil die Here groet julle elkeen vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en die kerkvrede. Amen. Ons word vanmôre stil soos julle nou agtergekom het met Johannes 19. Nou ek gaan nou nie vanmôre die hele gedeelte lees nie, want daar's 41 verse en ek gaan nou nie al 41 verse lees nie. So ek gaan die eerste deel van die verhaal lees, Johannes 9 vers 1 tot 12 en dan weer die laaste deel, Johannes 9 vers 35 tot 41, dat ons net die groter prentjie kry, want ons wil nou nie die hele tyd vanmôre net Bybel lees en nie by die skrif uitleg ook kom nie. Maar kom ons word stil voordat ons dit lees en ons bid dit eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie vir 'n bietjie verligting met koeler weer. Nadat ons 'n baie warm Januarie en Februarie gehad het, koel die temperatuur daarom so bietjie af en is dit vir baie van ons so bietjie meer leefbaar. Baie dankie daarvoor, Here, maar dankie vir die seisoene. Dankie vir die somer, want ons weet dis die groeityd en die plante het die son se krag en energie nodig om te groei en om blomme te maak en om vrug te maak, of dit nou mielies of koring of wat dit ook al is, maar ons weet die son is nodig daarvoor. Maar dankie ook, Here, vir koeler tyd soos 'n herfs en 'n winter waar ons maar net weer kan gereed maak en reg kry vir die nuwe seisoen. Ons wil aan U al die lof en die eer bring. Dankie ook vir die mildelike reën wat die afgelope tyd weer geval het. Here, ons gee net aan U al die eer. En ook waar ons vanmôre stil is voor U, Here, is dit my gebed, Gees van God, dat U sal kom en dat U ook in ons weer opnuut U woord sal bring en dat U vir ons opnuut die woord sal oopmaak. U het die woord geïnspireer. U het die manne en die vroue wat geskryf het en gewerk het en deel was van die Bybel, het U geïnspireer. En Here, so kom U ook vanmôre en kom inspireer U ons opnuut om nie alleen te hoor nie, maar te luister. Nie alleen te sien nie, maar werklik te sien en te verstaan wie U is. Ons bring aan U al die lof en die eer. Amen. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord, dis nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind sodat die werk van God, sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom en wanneer niemand kan werk nie. En terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. En nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond, maak die spoeg 'n bietjie klei aan en toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam-bad. Siloam beteken een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy, maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man, dis ek, het hy self gesê. Maar party het gesê, hulle vra hom toe, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man
met die naam Jesus, het 'n bietjie klei aangemaak, en dit aan my oë gesmeer, en vir my gesê, gaan na Siloam toe, en was jou. Ek het gegaan en gewas, en ek kon sien, waar is hy nou, vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Jesus het gehoor dat die Jode die man, tussenin is daar nou 'n gedeelte waar die blinde man eers ondersoek word en ondervra word deur die Fariseërs en die Joodse raad, en dan is hulle nie tevrede met sy antwoord, en dan bring hulle sy ouers in, en dan word hy 'n tweede keer ondervra, en uiteindelik word hy uit die sinagoge verban, omdat hy vir hulle sê dat Jesus hom gesond gemaak het, Jesus hom genees het. So, hy gaan deur hierdie hele proses. En dan vers 35, Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom gekry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? En Jesus het vir hom gesê, jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. En toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word, en ek seker maar kan blind bly, want hulle was in die eerste plek nie blind. En party Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. En Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. Dit is 'n geweldige interessante gedeelte wat ons hier het vanmôre, en ek wil graag dit so met julle deurgaan vanmôre. Partykeer is daar oomblikke in 'n mens se lewe wat jy voel, ons almal voel, maar partykeer is of ons in die donker tas, of ons nie altyd die rigting het, nie altyd weet hoe om die pad te loop en waar om heen te gaan nie, en dan voel 'n mens amper soos hierdie blinde man. Maar Jesus wil kom vanmôre, en hy wil vir ons kom sê, maar ek is die lig. Ek is die lig in julle lewe. Ek gee vir julle sig. En wat ek nou net vir die kinders gesê het, is dit so maklik dat ons kan sien en tog nie kan sien nie. Kan hoor en tog nie kan hoor nie. En daarom wil ek julle aanmoedig vanmôre, kom ons kyk en ons sien raak wat die Here eintlik vir ons wil sê. Kom ons luister vanmôre, nie net hoor nie. As hier vanmôre 'n kar nou verby sou ry, sou ons die klank gehoor het, maar ons sou nie regtig aggeslaan het daarop nie. Want dis iets wat verbygaan, dis in die agtergrond. En baie keer is daar soveel agtergrond geraas, dat ons nie kan hoor wat God regtig wil hê ons moet hoor nie. Ek wil vanmôre begin, en die eerste gedagte wat ek met julle wil deel, is dat blindheid is nie altyd wat ons dink dit is nie. Blindheid is nie altyd wat ons dink dit is nie. Wat dink ons is blindheid? Ons dink blindheid is iets iemand fisies nie kan sien nie. As iemand se sig om een of ander rede, of van geboorte, of na die tyd weens 'n ongeluk of iets, het hy sy sig verloor, of van dalk weens 'n siekte, het hy sy sig verloor en hy kan nie meer sien nie. Ek het nou eendag het ek 'n videoetjie gesien van 'n seentjie vir wie hulle 'n cochlear-implanting gedoen het, en die eerste keer in sy lewe sy ma en sy pa se stem hoor. En die ongelooflike reaksie op daai kind se gesiggie, toe hy vir die eerste keer woorde hoor, en hoor hoe sy ma vir hom sê, ek is lief vir jou. Hy straal sommer so, die gesiggie gaan sommer so op, het helder so op om te sien, of om te hoor, dat sy ma met hom praat. Nou dink nou maar net as jy dit kon doen met 'n blinde mens. Iemand wat nog nooit in sy lewe gesien het nie, maar met sy hande moes voel, om te weet waar hy is. En ewe skielik gee mens vir hom sy sig terug. Dink net wat 'n ongelooflike ervaring dit vir so 'n mens moet wees, om die kleure te sien, om verskillende dinge raak te sien, wat normaalweg nie gesien kan word nie, of wat hy normaalweg nie sou gesien het nie. En tog is dit wat die Here vir ons elkeen wil kom doen. Hy wil ook vir ons weer kom laat sien, nie net sien nie, maar sien wie hy regtig is. En dit is wat die Here in ons elkeen wil doen. Vir die sienende mense was die wêreld eenvoudig. Hulle kon gesien het, en ons lees dit in die gedeelte, as jy gesondig het, en so die Fariseërs, en daarom vra hulle vir hom, Jesus, hierdie man, hy het gesondig, of het sy ouers gesondig? Is dit waarom hy blind is?
En dan is het interessant dat Jesus kom en hy sê, dit is nie as gevolg van hierdie man nie, dis nie sy sonde, dis ook nie sy ouers se sonde nie. Vir baie mense is dit so eenvoudig, as iemand blind is, of as iemand siek is, of iemand 'n siekte in sy lewe kry, om te sê, ja, maar dit is sonde in jou lewe. Dis omdat jy gesondig het, wat dit is, waar jy nou is. En seker in 'n sekere mate, ja, siekte en dood het in die wêreld gekom as gevolg van sonde. So mense sou dit seker so kon sien. Maar dit is nie die enigste rede nie. Wat is Jesus se antwoord op hierdie mense? Hy sê vir hulle, hierdie man is nie blind as gevolg van sy of sy ouers se sonde nie, maar hy is blind sodat die werk van God gesien kan word. Sodat God verheerlik kan word. Sodat in hierdie oomblik waar Jesus daar was, hierdie man sy oë weer herstel kon word, sy blindheid gesond gemaak kon word, sodat hy kon sien wie God regtig is en wie Jesus regtig is. En ek en jy word in ons lewe, word ons daar baie keer op hierdie pad geneem, waar ons eintlik blind is en ons nie kan sien nie, en die Here dit vir ons van kom openbaar. Vir hom kom sê, daar is nie skuld aan my lewe nie, in die sin van, ek is nie blind, hierdie man was nie blind as gevolg van die skuld of van sonde nie, maar hy was blind gebore. En God was nog steeds by hom gewees. Jesus skuif die fokus weg van skuld af. Dis nie sy skuld nie, dis nie sy ouers se skuld nie. Maar hy skuif dit weg en hy sê, dit kan God se werk, die rede waarom hy blind is dat God gesien kan word. God se werk geopenbaar kan word vir die wêreld. Hy skuif dit weg van oordeel na genade, dat die Here vir ons wil sê, maar net soos wat ek hierdie man uit genade uit weer laat sien, so kan elkeen van julle die ewige lewe hê uit genade en deur genade. As daar dinge fout is in mense se lewens, moet ons nie altyd in die eerste plek blameer of blaam of oordeel plaas op mense nie. Want dit is die maklike ding om te doen. Maar ons moet eerder gaan kyk en vra, maar hoe kan ons God se genade in daardie mens se lewe bring? Die disippels sien 'n probleem raak, maar Jesus sien 'n geleentheid. Die probleem is, hierdie man is blind, maar Jesus sien 'n geleentheid om hom gesond te maak, sodat God se heerlikheid na vore kan kom. En dan doen Jesus dit. En soos ek nou verduidelik het vir die kinders, as jy hierdie beeld sien van Jesus wat daar op sy knieë gaan afsak, die grond vat, sy daarop spoeg, 'n bietjie water bysit, menslike water, klei maak, en die klei op die man se oë sit en vir hom sê, gaan nou en gaan bad jou in die Siloam. Nou ek is nie heeltemal seker of hierdie man al reeds by Siloam was, en of hy nou in hierdie proses moes gaan na Siloam toe nie. Dit is ons nou nie altyd seker van nie, of hy reg daar by Siloam was, of hy entjie weg was, en dalk moes iemand, dalk sy ouers hom begelei na Siloam toe, maar uiteindelik gaan hierdie man, en hy gaan doen wat die Here vir hom sê, want Jesus volg 'n proses. En baie keer verstaan ons as mense ook nie hierdie proses nie, ons is blind vir die proses. Maar juis in hierdie handeling wat Jesus doen, juis in die maak van die klei, die maak van die grond in klei, die omvorming daarvan, en dit sit op die man se oë, vir hom sê, gaan was jouself, juis in daardie proses, kom openbaar Jesus vir homself aan hierdie mense. Nie net aan die blinde man nie, maar aan almal wat daar is, want hulle sou terugdink aan Genesis 1, wat sê God het, en Genesis 2, wat sê God het die mens gemaak, hy het grond gevat, klei gemaak, die mens gemaak, gevorm, uit stof is ons gevorm, hoe sê ons altyd by begrafnis, uit stof is jy gemaak, en tot stof sal jy terugkeer, en hy het asem, sy gees, in daardie stof ingeblaas, en dit het lewe geword, en nou doen hy presies dieselfde, met hierdie blinde man. Hy vorm die klei, sit dit op sy oë, die man gaan was hom in Siloam, en daar is so 'n bietjie van 'n geloof, wat Jesus van hierdie man vra, nie. Niet om hom te sê, jy kan sien nie, maar om hom te sê, doen iets, gaan was jou, daar's
Daar's 'n aanvaarding daarvan. Die man kan vir hom sê, ag Here, dis nou mos nie reg nie. Hoe kan jy 'n modder op my oë sit en dink ek gaan sien? Dalk sou ek en jy dit gedoen het. Maar juis in daardie aksie vra die Here vir hom, glo en vertrou my dat dit wat ek doen, ek het 'n plan daarmee. En hy staan op en hy gaan, en dan lees ons dat hy terugkom, kon hy sien. Kon hy sien wie Jesus is, kon hy sien wat met hom gebeur het. En selfs te midde van die stryd wat daarna kom, van die ondervraging deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes, bly hy getrou om te sê, die man Jesus het my gesond gemaak. En onthou, hy het nog nie vir Jesus gesien nie. Maar hy het geweet dat daar iets anders is. Daar's eintlik so half 'n bietjie van 'n progressie in hierdie man se geloof. Hy sien Jesus eers raak as 'n profeet. En so geleidelik word dit meer en meer totdat hy Jesus sien as die seun van God in die laaste verse wat ons gelees het, waar hy sê, U is waarlik die seun van God. Maar Jesus se optrede, Jesus se besig wees in ons lewe. Onthou ek het die vorige week het ons gepraat oor Jesus ontmoet ons waar ons is. Juis in daai ontmoeting waar ons is, kom vra die Here van ons 'n reaksie. En ons kan een van twee kante toe kies. Ons kan of soos die Fariseërs die dag raak sien waarop die genesing plaasgevind het, dat dit op 'n Sabbat gebeur het en dat Jesus die Sabbatswette oortree, en dat hulle eintlik vir Jesus dan om daardie rede wou veroordeel, of hulle sien hierdie man se genesing raak en dan betwyfel hulle dat hy ooit regtig blind was. Maar Jesus vra vir ons elkeen 'n beslissing, 'n antwoord. Ek gaan was in Siloam bad. Om te gaan en te gaan was. Om te gaan doen wat die Here van ons vra. En hierdie blinde man was bereid om op te staan en te sê, ek vertrou. Here, ek weet nie wie regtig is nie. Ek weet U is 'n man van God. Ek weet U is 'n profeet. Ek weet U het 'n besondere boodskap. Ek weet nie wie jy is nie, maar ek gaan vertrou dat nadat jy die modder op my oë gesit het, die klei op my oë gesit het, dat ek sal gaan en dat my oë weer sal herstel, dat ek weer kan sien. Ek vertrou dat dit sal gebeur. Daar's 'n beslissing nodig, 'n keuse. En hierdie man is bereid om daai keuse te maak. En selfs al kos dit hom alles. Want tot op daai stadium kon hy, al was hy blind, kon hy ten minste in die tempel ingaan. Maar nou verbandel hom uit die tempel uit, omdat hy sê dat Jesus hom gesond gemaak het. Dan verloor hy alles. Maar tog wen hy veel meer. Hy verloor die tempel, maar hy wen die ewige lewe. Hy het geleer om te sien, en dan kom sê Jesus vir die Fariseërs, want die Fariseërs sien dit nie. Die Fariseërs ervaar dit nog nie. Die Fariseërs beleef dit nog nie. Hulle sien net die probleem raak, die feit dat hierdie man dalk vir hulle jok en nie regtig ooit blind was nie. Hulle sien raak dat Jesus waarskynlik dalk homself voordien as 'n Messias en nie werklik die Messias is nie. Vir hulle sien hulle nog die probleem raak. Hulle sien nie Jesus raak as die verlosser en die antwoord nie. Hulle sien nie die hoop raak wat in Jesus ingesluit is nie. En Jesus sê vir hulle, Fariseërs, julle is eintlik nog blind. Julle hou so vas aan julle tradisies en julle rituele en julle gebruike rondom die Sabbat en al hierdie goeders, dat julle nie kan sien dat die Here van dit alles, die Here van die Sabbat, is hier in julle midde nie. Ek staan hier by julle, ek openbaar myself aan julle, en tog kan julle my nie raak sien nie. En gaan dit nie maar baie keer so met ons in ons lewens ook nie. Dat God in ons midde staan, en ons hom nie raak sien nie. Die ou uitdrukking wat ons baie keer sê, ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons nie die Here raak sien nie. So besig om seker te maak, al die dinge is reg, en ons sing die regte musiek, en ons doen die regte dinge, en ons
nagmaal word op die regte manier gevier, en al hierdie dinge, so met die tradisionele dinge, dat ons nie regtig raak sien, dat Jesus in ons midde staan nie. Die Fariseërs kon dit nie sien nie, en daarom sê hy vir hulle, julle is blind. Hierdie man wat blind was, kan sien, en hy het gesien al voordat ek hom gesond gemaak het, want hy het geglo dat Jesus hom kon gesond maak. Maar julle wat kan sien, is eintlik blind. En dan sê hulle vir hom, Here, maar ons is nie blind nie. En hier is die kern van die verhaal, ons is nie blind nie. En dan sê Jesus vir hulle, dis juist dit wat teen julle tel. Julle was die leermeesters van die kudde. Julle is die leermeesters van die volk van God. Julle is die mense wat moet weet wanneer die Messias voor julle staan. En tog sien julle hom nie. Daarom is julle skuldig. Ek het nou nog in ons Bybelstudie het iemand die vraag gevra rondom, wat word van mense wat nog nooit van die Here gehoor het nie? As ek hierdie gedeelte lees, dan dink ek dat daardie mense is beter af, omdat hulle nooit van die Here gehoor het nie, as ek en jy wat van die Here gehoor het, en dalk nie doen wat die Here van ons vra nie. Want ons het gehoor. Ons moes kan sien. Ons moes nie blind gewees het vir die Here toe homself aan ons kom openbaar het nie. Miskien is ons slegter daarin toe, as hulle wat nog nooit gehoor het nie, van die Here nie. Want die Here sal anders oordeel oor hulle, as oor jou en my, wat die Bybel in my hand het, en die woord van God in ons midde het. Deesdae is dit op ons fone, dis op ons tablette, dis op ons rekenaars, ons kan enige tyd, kan ons lees. Maar die vraag is, ken ons Jesus? As hy vanmôre voor ons staan, sou ons hom kon raak sien, en sou ons blind wees, dat hy reg by ons verbystap, en ons hom nooit sou sien nie. Die Here sê vir ons, dat ons moet versigtig wees, al sien ons, dat ons nie blind is nie. Nie blind is om Jesus in jou en my lewe raak te sien nie. Nie te sien as Jesus werk, en God besig is, en werksaam is, in ons elkeen se lewe nie, want dit kan gebeur, dit is 'n gevaar, in elkeen van ons se lewens. Kom ons maak ons oë oop. Kom ons laat Jesus ook die modder, die klei op ons oë sit, en kom ons gaan was ons in die spreekwoordelike bad van Siloam, sodat Jesus die skille van ons oë kan laat afval, en ons hom kan sien vir wie hy werklik is, vir wie hy werklik is. Kom ons bid saam. As ek so stil word vanmôre, Here, dan val die woorde van daardie baie mooi lied. Hemelvader, ons aanbid U. My op. Want nadat hierdie man U gesien het, nadat U Uself aan hom openbaar het deur te sê, ken jy die Seun van God? En hy nee geantwoord het. Het het hom gesê, ek staan voor jou. En daardie man het iets belangrik gedoen. Hy het gesê, Here, ek glo. En hy het begin om U te aanbid. Here, U kom staan ook voor ons. Soveel keer in ons lewe. En U kom vra vir ons, ken jy die Seun van die lewende God? En baie keer moet ons ook sê, Here, nee, ons ken nie. Maar Heer, U wil vanmôre Uself aan ons kom openbaar, sodat ons dit kan sien. Sodat ons nie sal sê, Here, ons ken U nie, maar ons sal sê, Here, ons ken U. Ons sien U raak, ons weet wie U is. Dankie, Here, dat U ook kom en die genade in my lewe kom uitstort het. En dat ons ook soos hierdie man voor U sal neerval en U sal aanbid. Ons self sal oorgee
volwaardig ten volle sal oorgee aan U, ons hemelse Vader. Maak ons oë oop in hierdie oggend, Here. Laat die skille van ons oë afval, sodat ons U kan sien vir wie U werklik is, naamlik die Seun van die lewende God. Die opstanding en die lewe, die water wat lewe gee. Die herder, die goeie herder, deur wie die skaap gaan in die kraal. U is dit. U is Jahwe. U is God. En Here, gee dat ons U vanmôre so sal raak sien as die Here en as God in ons elkeen se lewe. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Ons nooi julle almal weer vanmôre uit om saam met ons te kom aansit hier by die nagmaalstafel. Soos altyd bedien julle julleself. Binnenste kring is altyd 'n druiwesap. En die buitenste kring, die donkerder, is die nagmaalwyn. Kom bedien julleself asseblief, en dan as ons so stil word rondom die tafel, dan weet ons dat die Here ook vir ons vanmôre ons oë wil kom oopmaak, dat ons hom kan sien vir wie hy werklik is, die Seun van God. Dit is my so interessant, ek weet nie of dit doelbewus is nie, ek dink dit magte dit daar aangesit nie, maar as jy bo in die linkerkantste hoekie bo gekyk het, het daar die Hebreëse woord gestaan, wat beteken Jahwe. Dis die letters, die konsonante, wat sê Jahwe. En dit is wat Jesus vir ons kom sê. En Johannes is vol daarvan. Johannes het gereeld hierdie uitsprake, ek is die lewende water. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal nooit sterf nie, al het hy dood gegaan. Jesus kom sê dit oralste vir ons. Ek is. En daai woordjie ek is die Hebreëse woord Jahwe. Wat beteken God. Die verbondsgod. Die God van die begin af met die volk Israel en later met sy kerk op pad gestap het. En nog steeds met die volk Israel. Sluit die volk Israel uit nie. En is wonderlik ook in hierdie tyd om te sien dat die Here met die volk Israel ook werk. Mense hoor so baie getuie uit hulle uit van wat die Here doen vir Jode. Broers en susters, as ons hier staan rondom hierdie tafel, dan sien ons die tekens raak wat ons moet laat dink aan Jesus. Vir hulle wat nie verstaan nie, sê hulle, maar julle eet en drink julle Here, julle verlosser. En dis waarvan die vroeë kerk beskuldig is. Dis waarvan ons baie keer vandag nog beskuldig word. Maar hierdie is nie regtig die liggaam van Christus nie. Dis die teken wat ons laat dink daaraan dat Jesus sy liggaam vir ons geoffer het. En wanneer ons dit breek, dan roep ons dit weer in herinnering om vir ons self te sê, die liggaam van Christus is vir ons gebreek. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus sy liggaam vir jou en vir my opgeoffer het, sodat ons die ewige lewe kan hê, deur die versoening wat hy vir ons gebring het. En as ons vanmôre die beker neem, kom ons dink daaraan dat Jesus hierdie beker geneem het, sy Vader gedank het, ook vir die geleentheid wat hy gehad het om vir jou en my in ons plek te kon sterf. Hy het sy Vader gedank en gesê vir sy disippels, neem, drink, dink daaraan en glo dat hierdie beker, die beker van danksegging, dit is die teken van my bloed wat vir julle gestort het aan die kruis. Neem dit. Drink dit en dink daaraan en glo dat my bloed vir jou gestort is as 'n volkome verlossing vir al jou sondes.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.